Vader, dankie. Dis hoekom ons hier vanaand bid vanmôre, want as niemand op die aarde wat ons kan aanbid en prys wat waardig is nie. Daarom ons Here se naam oplig en prys en verheerlik vanmôre, en dankie sê vir die geleentheid wat ons gebied word om dit te kan doen. Ek bid vanmôre, dat ons sal deel uit die woord. Ek bid vanmôre dat die woord vir ons sal breek. Ek bid vanmôre dat die woord sal ingang vind in elkeen se hart en dit sal vrug dra tot eer en verheerliking van U naam. Dankie vanmôre daarvoor, Vader. Ons gee Here al die eer, al die lof en die aanbidding vanmôre. U steen, Here, wat U is, die Heilige Gees wat saam met ons is vanmôre, wat Here die woord bekragtig, wat die woord vir ons lewend maak. U is hier vanmôre, Here, om te beweeg van persoon tot persoon, van sitplek tot sitplek, van hart tot hart. En ek bid vanmôre, Here, dat die ingang sal vind in elkeen se hart, dat hulle vanmôre kan verstaan, lig toe van die verstand kan kry, helder in hulle gedagtes, en dat hulle Here kan dien in gees en in waarheid. Dis my gebed in Jesus naam. Al die kinders van die Here vanmôre sê, Amen en amen. Mag maar sit, dankie. Wonderful. Nou, ek is opgewonde oor hierdie reeks so ver, regtig, dingetjies wat dan nie weet opgewakker word in ons hart, wat die Here doen, wat hy ons wil leer, en die belangrikste is vanmôre dat ek en jy sal weet hoe die gees en die liggaam funksioneer, is belangrik. As ons nie weet hoe die gees en die liggaam funksioneer, sal ons nooit die Here in gees en waarheid kan aanbid nie. Sal ons nooit verstaan hoekom ons gedagtes aangeval word, hoekom dinge so in ons lewe gaan, ons dit nooit verstaan. En daarom wil ek vanmôre met u praat daaroor. Ek wil u vra om te luister, op te let, en dat u sal kyk wat die Here vir ons te sê het in die woord van die Here. Amen. Nou, ons het 3 gedeeltes wat ons gelees uit die woord van môre. Eerstens is opgeteken 1 Tessalonisense 5:23. Die titel van my boodskap is Volkome Mens deel 2. En ek gaan stadig praat, en nou, ons mag miskien 'n bietjie langer by die woord stil staan, maar kan ek vra dan al die losies af en berg in die handsak, berg binne die Bybel. Moenie kyk na die tyd van môre nie. As jy 'n skaapbout in die oond het, bring dit vir my, na die tyd. So, dat ons gedagtes nie weggetrek word van die woord af, is so belangrik. Ons moet luister, ons moet inneem. Mense, ek sê vir Rien vanmôre, dat ek weet nie of die stuks te dik gaan wees, of almal gaan verstaan nie, maar ek gaan probeer verduidelik soos deur dit gaan. En ons eerste gedeelte vanmôre is 1 Tessalonisense 5:23. Kyk op die skerm, daar waar jy is, en lees dit hardop saam met my agter my aan, sê dit agter my aan, 1 Tessalonisense 5:23, sê jy daar wat daar staan, lees dit hardop saam, ek wil almal hoor vanmôre, en mag hy almal, die God van die vrede, julle volkome heilig maak, mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberusblik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. As Jakobus 1:13-15 sê, laat niemand as hy in versoeking kom sê, ek word deur God versoek nie. Want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. Kom ons lees daar aan die hart op saam, maar elkeen word versoek, as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word, onthou dit. Daarna, na jy deur die eie begeerlikheid weggesleep en verlok word, daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baart dit sonde. Met
Met ander woorde, as jy toegee aan die versoeking, baar dit sonde. En as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Hy praat van geestelike sowel as fisiese dood. Verstaan wat pastoor sê? Dan Genesis 3 vers 6, lees dit daarop saam met my, Genesis 3 vers 6. Toe sien die vrou, dat die boom goed was om van te eet, en dat hy 'n lus was vir die oë, ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry, en sy neem van sy vrugte en eet, en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet. Onthou ek het laas nie gesê, is nie noodwendig dat dit 'n appel was nie, was hy 'n vrug geneem. Nou ter inleiding, net om die gebietjie te verfris vanmôre. Is jy reg? Ons het verlede Sondag gesien dat die mens bestaan uit gees, siel en liggaam in volgorde. Gees, siel en liggaam. Wat beteken ons is gees? Ons het 'n siel en ons woon in 'n liggaam. Engels in die Bybel sê, we are spirits. We are spirit, not a spirit. We are spirits. Want ons is na die ewebeeld van God geskape. Wat is God? Hy is nie 'n gees nie, hy is gees. Hoe die pastoor sê, na sy ewebeeld beteken ons is na sy ewebeeld geskape, gees in die gees. We are spirits. We have a soul and we live in a body. Die liggaam vir jou is die dop waarin die gees en die siel woon. So jou gees en jou siel en jou geestelike mens woon binne in hierdie dop. Ook gesien dat jou siel beïnvloed kan word deur jou gees of vlees. Ek het probeer verduidelik, so as jy geestelik sterk is, jy bly nie woord, jou aanbid, jy's in die dienste, en jy dien die Here in gees, maar dan leen jou siel oor na jou geesteskant toe, geestelike mens. Maar as die dinge van die wêreld aanhang, nie doen nie maar die dinge van die wêreld, of vleeslike dinge, dan leen jou siel oor na jou vleeslike kant, dan word jy vleeslik, dan word jy 'n vleeslike kind van die Here, in plaas 'n geestelike kind van die Here. Verstaan jy wat pastoor sê? En toe het ek gesê het, dat daar is 'n wit en 'n swart hond, wat die rabbi sê, nee, die een wat jy die meeste kos gee, is die een wat die grootste gaan word, en die een wat jou gaan like. Hy gaan jou lief hê. So die een wat jy die meeste voeds, is die een wat jou gaan lief hê. Goed, dis ter inleiding. My eerste punt vanmôre, by ons nuwe boodskap vanmôre is dit. 1 Timoteus 2 vers 14 sê, luister mooi wat die Bybel sê. 1 Timoteus 2 vers 14 sê, en Adam is die verlei nie. Hoor jy wat ek sê? Adam is die verlei nie. Maar, draai woordjie maar, die vrou het haar laat verlei, en het in 'n oortreding gekom. So sy was verlei. Hoe die duiwel het reg gekry, gaan vir jy presies my stap vir stap. En hy werk soos hy gewerk het in daardie dae, 66 jaar terug, plus minus, werk hy vandag nog steeds dieselfde, hy het niks verander nie. Sy taktiek bly nog steeds dieselfde, hy verlei mense, omdat hy die vader van leuns is. Hy werk presies nog dieselfde vandag. Die vrou was gevang deur die duiwel deur te luister wat hy sê. Hy het haar siel verlei om te sondig. Onthou nou wat gebeur, hoe sondig jou siel wanneer die carnal die vleeslike kant oorheen na die siel toe, né? Luister wat sy sê daar, deur die begeertes van die vlees. Hy het haar siel verlei om te sondig deur die begeertes van die vlees. Kom ek wys julle wat het gebeur. Nommer 1, eerstens, sien Eva die vrou dat die boom goed was om van te eet. Want hy het gepraat.
Sê nee, jy sal nie sterf nie, jy's net, kom ons kyk, dis goed en kwaad, moenie worry daaroor nie. Jy sal lewe. En sy vat die aas. En sy kyk na die boom, en sy sê, man, dit lyk goed. Die boom lyk goed om van te eet. Nou, 1 Johannes 2 vers 16 sê, dis die begeerlikhede van die vlees. Die vleeslike dinge is vyandskap teen God. Jy kan nie vlees lewe en dink jy het 'n vriendskap met God nie. Tweedens wat sy sê. Tweedens, die begeerlikheid in die vlees, toe dit 'n lus was vir die oë. Dit was 'n lus vir die oë, die tweede ene. Dit sou eers een was gewees. Die vrou sien dat die boom goed was om wat te eet. Tweede sê dit was lus vir die oë. Dis die begeerlikheid van die oë. Volgens 1 Johannes 2 vers 16. Derdens sien sy, dis 'n boom wat mens kan begeer. Volgens 1 Johannes 2 vers 16 is dit die grootsheid van die lewe. Alles vleeslik. Hoekom het hy dit gedoen? Hoekom het dit in haar lewe plaasgevind? Weet, as die duiwel jou laat sondig, is daar een rede hoekom hy dit doen. Nommer 1, om God een kant toe te skuif. Die tweede ding, baie belangrik om onthou vanmôre, hy soek jou wil. As jy jou wil in die hande kry, domineer hy jou. En daardie ding, die sonde domineer jou lewe. Pastoor, ek wil graag ophou, maar ek kan nie. Hoekom praat jy so? Pastoor, ek was alkoholis, my pa was alkoholis, en nou kan ek nie vrykom van dit nie. Hoekom? Daai ding het beheer jou lewe. Hy het jou wil in sy hande. En ek het verlede week weer gesê, as jou wil so sterk is om God te weerstaan, kan jy wil net sowel die dinge van die duiwel weerstaan. Maar omdat hy dit inkleer, hy kleer sonde in, hy maak dit mooi. Val jy in die struik, hy is 'n struksteller. As sonde lelik was vir jou in jou oë, as sonde lelik was, het jy nee gesê vir sonde. Kom nou mense, praat saam met my. Waarom het sonde aantreklik? Hy maak dit aantreklik, hy kleer dit in. Lyk dit vir jou mooi, jy val as hy stryk. En wanneer jy sy stryk val, dan beheer hy jou, hy kry jou wil in die hande. Hy het die wil van Eva gesoek wat hy reg gekry het. Want die oomblik toe die wil van Eva in die hande kry, deur wat sy gedoen het daar, toe draai sy om. Luister mooi, Adam het agter haar gestaan. Hy het nie gesê gesag en autoriteit gebruik om hy ding te weerstaan, hy het dit gehad. Hy kom vir die gestaan gesê, ek bind jou in Jesus naam, ek sê vir jy doen dit nie, maar hy het nie. So die stam, die Adam was agter haar, wat doen sy? Sy vat die vrug, as hy klaar aangevat het, en sy gee dit vir hom. En hy doen dieselfde. So het ingekom by Eva, deur haar te verlei, om haar wil in die hande te kry. Hy kom in by Adam, luister my wat pastoor sê, deur sy emosies. Ja, reg so, Martin. Kom in by die man deur sy emosies, hulle seker 'n bietjie nageslaan werk doen, omdat hy lief was, sy maatjie gewees. God het hom 'n maatjie gegee, man en vrou is man, hy het hom 'n maatjie gegee, en hy wil sy vrou nie teleurstel nie. Hy het haar lief gehad, en deur die emosies van die duiwel kortpad, en hy kom in deur die emosies, en hy laat Adam ook val. Ek het gesê, dat emosies kan goed wees vir jou, is niks om te huil nie. Is niks om voor die aangesig van God te huil nie. Is niks om God te prys en te spring en te sing en God se naam groot te maak voor sy aangesig nie. Maar as jy emosies jy vrye teels gee, dis deel van jou siel dat jy probleme. Kom ek gaan 'n bietjie verder. God het ons sekere begeertes vir ons gegee, man en vrou. Seksuele begeertes daar vir die man en die vrou wat getroud is. Nie apart is nie.
Hy in ons geplaas jou toring, maar ander woorde, ons kan kwaad word, maar as moet nie na die son sak, en ons ook steeds kwaad is nie. Jesus het kwaad geword. Daar's 'n begeerte in ons om te eet. Jy word honger, dis 'n begeerte. Ons kan nie ontslae raak van dit nie. Maar as jy hand uitdruk, as jy dat vrye teels gee, dan word jy sy vrou op die straathoeke staan. Kom nou luister vir ons. Ons praat nou sitkamertaal vanmôre. As jy hom vrye teels gee, dan skry jy 'n man of 'n vrou wat uitbarstings gee, voede uitbarstings kry op een van die dag. En alles vir hulle hond, kat, voels, alles moet hardloop wat dit gebeur. Van die vrye teels het jy daai emosies gegee. As jy emosies vrye teels gee, op die einde van die dag, dan sy aanhou eet, wat oorgaan 'n brassery toe wat 'n sonde is. Al daai begeertes moet onder beheer wees van die Gees van God. Dis onder beheer is van die Gees van God. Die Here het dit daar geplaas, God die Vader, die mens so geskape, dan is alles oukei, daar's geen probleem nie. Jy's in die wil van God daarmee jy doen. Niks verkeerd om kwaad te word en dan bly's eerlik en dan moet jy my meer verloor, vergewe my. Voor jy gaan slaap. Of ek 'n bietjie ooreet, vergewe my, wat ook al. Maar jy kan nie toelaat dat die duiwel beheer kry, is presies wat hy gedoen het. En kom kans kry deur die emosies. Tweedens, Jakobus wys vir ons, kom ons stop voor ek daarby gaan, en ek wil dit vir jy sê. Hoe werk die Here? Ons het gepraat oor die duiwel werk. Hoe werk die Here? Luister mooi, is vir my baie mooi. Onthou dat die duiwel werk van buite na binne. En God die Vader deur sy Heilige Gees werk van binne af buite toe. Dis die verskil. Duiwel werk van buite af binne toe, en God die Vader werk van binne af buite toe. Luister mooi, gaan vir jy wys daar. Hoe werk die Here? Luister mooi. Hy werk vanuit die mens se gees. Onthou, ek kan alleen kontak maak met God deur my gees, klein g. Ek kan nie kontak maak met God deur my gedagtes nie. Ek kan nie kontak met God maak deur my siel nie. Ek maak kontak met God deur my gees, klein g. So hy werk vanuit die mens se gees, hy begin binne, God begin binne, dan verlig hy die gedagtes. Onthou wat ek vir jou gesê het, hoe kom ons tot bekering? Nommer 1, hy red ons siel. Nommer 2, hy verkoop ons gees wat al die jare dormant gelê het. Ons siel was in beheer gewees as sondaar, saamgesmeld met ons liggaam, om die dinge van die vlees te doen, te sonde. So hy verkoop die gees, ander woorde, hy werk uit vanuit die gees, verlig die gedagtes. Derde ding, ons moet ons gedagtes vernuwe deur die inplante van God se woord. Hy verlig ons gedagtes. Kom ek sê weer, hy werk uit vanuit die mens se gees. Tweedens, hy verlig die gedagtes. Derdens, hy raak die emosies aan. En laat die mens uiteindelik sy wil wat deel is van jou sielgedeelte, né? Wat uiteindelik sy wil uitoefen, luister mooi nou vir pastoor, deur sy liggaam te aktiveer om God se wil uit te voer of te doen. So my vlees, my liggaam, is die klep, as ek dit so mag nou net jou verstaan, waardeur al daardie emosies goed vrygestel word. Ek loof die Here met my mond. Ek steek my hand op om dankbaar te prys. Ek dans vir hom, ek praat nie meer slang taal nie. Ek vloek en skel nie meer. Ek maak God se naam groot met my mond. Dis wat julle dit klaar verander. So die liggaam is die uitlatingsklep, is die klep waardeur alles wat binne gebeur uit te kry in die wêreld wat ek kan sien. Ek was op 'n tyd en ek wil jou vertel,
was ek so vol woord gewees. En ek praat nou van jare terug. Ek was so vol woord gewees dat ek gevoel het ek gaan ontplof. Ek praat nou wat in my lewe aangaan. En ek kon dit nooit verstaan wat dit daar sê nie. Is dat ek dit in my binnestes moet ek uitgee. Ek moet vir ander vertel. Ek moet die klep oopmaak om ander met ander te deel. Ek moet vir ander sê wat Jesus vir my gedoen het, ek wil dit doen. Ek moes uitlaat en gee vir die woord in die openbarings uitbuit tot op 'n sekere mate om ander te bedien. Sodat die Here weer nuwe dinge in my binneste kom doen. Verstaan jy wat ek sê? Jy kan sekere dinge vir jouself hou wat suiker is tussen jou en God, en ander dinge moet jy ander mense vertel en hulle leer. Amen. So die uitgangsklep is die liggaam. Is jy nog hier? So die tweede punt, Jakobus wys vir ons die eerste hoofstuk, in die eerste hoofstuk. Ons gelees gedeelte. Die pad om die vernietigende krag van versoekings te oorwin. Ek sê vernietigende krag. Om versoekings te oorwin, moet jy nommer 1 die bron, skryf dit neer, die krag en die pad op die verloop daarvan herken of onderskei. Die bron, die krag of die pad. Hoe herken ons die bron? Remember, God tries or tests the believer's faith. Hy versoek jou nie. Hy toets jou geloof. So dit wat jy met jou lippe sê, kom ek nou 'n voorbeeld, is dit wat jy met jou lippe sê dieselfde wat in jou hart is? Hallo? Hy toets jou geloof. Remember, God tries and tests believers' faith, but the devil tempts you to sin. Hy versoek vir jou want hy wil hê in sonde. God het Job getoets deur toe te laat dat Satan hom met al sy beproewinge tref. Job 11 vers 8. Sin always begins in the mind. Kom ek sê dit weer. Sin always begins in the mind. The battlefield is the mind. As Eva na die vrug gekyk het, kyk vir pastor, is hy daai vrug gepluk, dan gekyk en neergegooi, het sy nie gesondig nie. Maar omdat sy dit geneem het en geproot, het sy gesondig. Om na ding te kyk, om versoek te word, dan te kyk wat daar is nie 'n sonde nie. Maar om toe te gee die versoeking om dit te doen agterna wat jy gesien het, is sonde. Hoor op so sê. Dit is baie stil nou. So herken die bron. Tweede is herken die krag. It is not an outside enemy, but this one lives in you. As hy kom om hy saadjie te plant, as hy daarby kom, en hy plant hy gesaadjie in jou gedagtes, en jy koester hy saadjie, en dan is dit verby. Dit val en gaan groei, dit lives in you. It dwells within your heart. Wat die hart van vol loop, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Matteus 15. Dawid sê in Psalm 25, die probleme van my hart het vergroot. Matteus 12 vers 35 sê, die goeie mens, luister maar, die goeie mens bring in die goeie skat van sy hart goeie dinge tevoorskyn, en die slegte mens bring in die slegte skat slegte dinge tevoorskyn. Die derde is herken die pad.
herken die pad. Weet jy, ek wil net daar stop. As jy kan terugkyk op jou pad, en jy kan sien dit wat God vir jou gedoen het, nommer 1. En waar jy vandag is. Hy was net goed vir ons gewees. Stem jy saam? En jy kyk na jou man en vrou en jou kinders. En jy kyk derdens na waar jy gaan opeindig as jy dit gaan doen. Nie dat jy God teleurstel nie. Luister wat pastoor sê. Maar hulle wat jy raak gesien het, jou man en jou vrou en jou kinders gaan onderlei ook. Dink daaroor. Dink daaroor. Herken die pad, hy beweeg bestendig voort op sy koers na sy uiteindelike afskuwelike einde, dis die dood. As jy niks van hy ding doen, gaan hy voort op die pad. Jy kan mama, hy gaan voort op die pad, en op die einde daarvan is dit die dood. Dis wat die Bybel sê, sonde bring dood. Ja, en dis hoekom Jesus vir ons gesterf het, hy het in ons plek gesterf, om van hy dood ontslae te raak en vir ons ewige lewe te gee. Someone has said, luister mooi, what's your thoughts? They become words. What's your words? They become actions. What's your actions? They become habits. What's your habits? They become character. What's your character? For it becomes your destiny. Jou leefwyse op aarde bepaal jou eindbestemming. Kan ons so weer sê, jou leefwyse hier bepaal jou eindbestemming. Wat jy hier was op aarde, sal jy wees op die einde van die dag. Aan die ander kant. Hoe jy hier leef, sal jy van die ander kant, op die einde van die dag. Met alle versoekings toets jy geloof, en alle toetse van jou geloof, is ook 'n versoeking om jou geloof prys te gee. Kom ek sê dit weer. Onthou, alle versoekinge toets jou geloof, en alle toetse van jou geloof is ook 'n versoeking om jou geloof prys te gee. Aan die ander wyse los dat jy glo vir niks in ons daan. Die duiwel gebruik leuns om dit te probeer doen, want hy is die vader van leuns. Hy is die vader van leuns. Wat gaan jy glo? Gaan jy God se woord glo of gaan jy die duiwel glo wat die gedagtes in jou gedagte plant? Derde punt. Ons moet ook onthou dat die siel die orgaan van die mense persoonlikheid is. Die siel. Dit is die deel wat die mens sy vrye wil uitdruk, en is die mens se meester, alhoewel God ons meester, maar binne is die siel eintlik jou meester. Die Bybel leer ons dat die siel is, dit is die siel wat sondig, Micha 6 vers 7. Jesaja 18 vers 4 en vers 20 praat, dis die siel wat sondig. Spreek van die siel wat sondig, en die Bybel sê dat die siel wat sondig moet sterwe, vers 20. Die siel wat sondig moet sterwe. Daarom is sonde 'n saak van die wil. Dis die rede waarom versoening vir die siel nodig is. Christus het klaar die prys vir ons betaal as kind van die Here. As ek en jy rebelleer, as ons rebelleer en teen die prikkel skop, dan sê ons eintlik vir die Here, ons het die glad nie nodig nie. Ek is nie meer afhanklik van nie. Jy staan op jou eie, grootste fout wat jy maak. In die tyd van Eden was daar 2 bome wat God se eiendom was, ek noem dit so. Daar was 2 bome wat God se eiendom was. Die ander bome was die eiendom van die mens. God sê, julle mag van daai boom nie eet nie, dit is myne, dit behoort aan my. Maar van die ander bome wat jou eiendom is, mag jy van eet. 2 bome. Die eerste in die Bybel sê, is in die middel van die tuin was dit geplant. Heel eerste was dit die boom van lewe. Boom van lewe. Wat nog beskikbaar is
Ons sien dit in Openbaring 2 vers 7, Openbaring 22 vers 2. As julle so en so doen, sê julle deel van die boom van lewe. Lewe, of eet van die vrugte van die boom van lewe. Gelees daai gedeelte in Openbaring 2 vers 7, Openbaring 22 vers 2. En die tweede boom, en die boom van kennis van goed en kwaad, wat genoem word the tree of temptation. Met baie dinge lyk dit mooi vir jou. The tree of temptation. Wat lyk mooi vir jou? The tree of temptation in jou lewe. Wat is daar wat jy laat val? Kom nou mense. Wat is daar wat jy laat val? Wat is daar wat jy laat struikel? Wat is daar wat jy kort in die struik laat trap? The tree of temptation. En die Here sê jy mag nie van dit eet nie. Jy mag nie daaraan vat nie. Jy moet dit nie doen nie, maar ons doen dit nogtans. Wat sê Here, ek rebelleer, maar ek doen dit buitendien. Tree of temptation. En die duiwel vertel die vrou om van die vrug van die boom van kennis van goed en kwaad te eet. Luister mooi, die definisie van sonde. Die definisie van sonde is wanneer die wil van die siel, op versoeking reageer of toegee. Weereens, jou wil is so sterk dat jy kan nee sê vir dit wat voor jou is. Maak nie saak wat die versoeking mag wees nie. Ek was 'n alkoholus, amper 'n alkoholus. Toe die Here my pad langs kom roei ook, toe die Here ons siele red. En van 1978 tot vandag, deur die Here se genade, kan ek nee sê vir drank. Ek kan nee sê vir elke vorm van alkohol, ek kan nee sê vir, want my wil sê ek sal dit nie doen nie. Baie ander dinge wat ek gedoen het, wat in my pad langs sien elke dag, en my wil sê ek vir hom, ek sal dit nie doen nie, ek wil dit nie doen nie. Bis buiten is my besluit, nie sy besluit nie. Maar as ek dan oorleen soen toe, dan vat hy jou vas van my siel, en my siel word deel van die vleeslike dinge, en dan leef ek soos 'n sondaar daar buite. Ek trek die ou baadjie aan, nie meer 'n Pinkstermens, ek nou die ou mens baadjie aan. Die Bybel praat van die ou mens in die Bybel. Die ou mens bestaan nie meer nie. As jy wil, kan jy nie sê. Die Bybel sê, moenie haastig wees om wat te doen. Om dinge te sê nie. Dink liewers, maar moenie dinge haastig sê nie. As jy nog daar. Kom gaan verder. En heel eerst is dit die geestelike dood wat intree. Na die gesondigheid tree die geestelike dood wat intree en jy verloor jou fellowship. Daardie intimiteit wat jy met hom gehad het, verloor jy. Kom ek wat jy terug na Simson toe. Ons maak net 'n voorbeeld. Wat gebeur met Simson? Toe ongehoorsaam was, sy krag het in sy hare gelê. Niks doen met die hare nie. Maar omdat hy Nasarene was en die Here sy gehoorsaamheid getoets en daartoe sy hare afgesny word. Wat gebeur? Die Heilige Gees onttrek hom van Simson. En hy staan as mens, geen krag van God nie. Hy staan as mens alleen. Tot hom inbring in die tempel en sê, Here, gee my nog net hierdie een kans om te wreek oor die Filistyne. Hy bely sy sondes, hy maak reg met God. En gelees die Bybel, wat gebeur die eerste wat gebeur? Sy hare begin groei. Die genade van God was so groot, en hy kon daai pilare vasvat en daai in mekaar trek, en saam met die Filistyne het hy gesterf. Hy het genade by God gevind. So, as jy sondig, onttrek God hom eintlik van jou, as ek so mag stel. Hy kan nie met sonde kommunikeer nie, hy kan nie met ons met sonde vereenselwig nie. Totdat ek en jy sê, Here, ek is jammer, ek het gesondig. Luister. Ons verloor die intimiteit met hom. En daarna, agterna fisiese dood,
dis waar jou liggaam sterf en jou gees die gemeenskap met die liggaam afsny. Dis wanneer jy asem uitblaas, jou gees gaan terug na God en ons blaas asem uit en dan is jy dood, soos hy dooie liggaam van Adam gelê het, toe God hom geskaap het uit stof uit, so lê ons weer daar, van stof is jy gemaak, met ons stof sal jy terugkeer. Ons God en ons Vader komprimeer die hartsonde, maar hy die sondaar lief. Dis hoekom die skrywer vir my interessant sê in Hebreërs 4 vers 12, luister wat hy sê, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnede swaard wat deurdring tot skeiding van die siel en gees. Luister wat hy sê, dis die skeiding tussen die siel en gees en van die gewrigte en murg en is beoordeler van die oorlegging en gedagtes van die hart. Exposing and judging the very thoughts and intentions of the heart. Dis wat die woord doen. Exposing and judging the very thoughts and intentions of the heart. Die frase die ontbloting en oordeling van gedagtes en bedoelings van die hart beteken, hy ontbloot dit. Dit wat in die duisternis doen, sal geopenbaar word in die lig. Dit beteken om dit wat weggeberg of weggesteek is, in die openbaar of ligte in die lig te bring. Spesifiek ons innerlike gedagtes, ons innerlike motiewe en begeertes wat niemand anders mag sien. Ek kan maar sondige dinge doen wat pastoor sien my nie. Jy maak 'n groot fout, God sien jou. Die oordeel om dit te evalueer of te onderskei of daardie gedagtes en bedoelings reg of verkeerd, rein of sondig is. Daar is die gedagtes of bedoelings van die hart. Dit verwys na ons diepste innerlike redenasies, motiewe, planne en begeertes. Nie net wat ons doen nie, maar waarom ons dit doen. Dit word uitgewys deur die woord van die Here. Jy kan dit maar lees, en eendag lees jy 'n skrif en jy voel so skuldig, wat hy skrifgedeelte sê, is omdat jy skuldig is aan dit. In die Bybelse konteks, soos Hebreërs 4 vers 12, beteken dit dikwels dat God se woord kragtig en skerp is, en staat om diep in die persoon se innerlike lewe in te dring en te onthul wat regtig binne-in gebeur. Selfs dinge wat ons self nie heeltemal besef nie. Dit ontdek versteekte sonde, verkeerde motiewe en selfs opregte geloof en goeie bedoelings. Dis hoekom ek baie keer sê, die mense wil nie. Die mens is te bang om hulle hele hart vir die Here te gee. Dan bang ons die Here sê, vat maar alles hier binne. Nee, is te bang. Want as goedjies wat jy koester binne, wat die Here nie kan sien nie, wat hy weet daarvan. Maar jy wil, weet jy, veel is versoekings. Versoekings, jy het mos sê wat versoekings dat jy verlei word, maar baie keer gee ons nog toestemming. Ons hou net, soos ek sê nou gaan iemand daar, hou maar aan een kant. Net soos Petrus se kom het, toe die Here kom en sê, kom saam met my. Het hy maar net in case of emergency, as die Here se bediening gaan nou ondergaan, het hulle nog 'n boot om vis te gaan vang. So net in geval, hierdie ding wat ek nou lees nie uitwerk nie, het ek nog my versoekingkie daar een kant gesit, ek sal maar terugkeer soen toe. Dis wat ons doen. Gevaarlik mense, gevaarlik. En dis hoe dit belangrik is om die Bybel te bestudeer en die woord te lees en dit te memoriseer. Dis belangrik om dit te doen. Nou vierde punt, ek is amper klaar. Vierde punt. Die Bybel praat van die geestelike en die vleeslike kinders van die Here. Het gelees dit daar. Ek het gelees 1 Korintiërs 3 vers 1 en Hebreërs 5 vers 12. Geestelike mense is hulle wat vaste spys kan eet. Die Bybel praat ook van matured people. Vaders, wat die boek van Johannes wat. Ons is nou vaders wat kan weerstand bied. Ons is vaders wat die werke van die duiwel ken. En vleeslike mense is hulle wat nog op melk is.
Paulus noem hulle ook kleinkinders in die Here. Die vleeslikes is kleinkinders in die Here. So 'n vleeslike Christen is iemand wat sy siel, luister mooi, en liggaam volg. Om te sondig op te tree en om te gedra. Met ander woorde, ek volg na die impulse van die vlees. Dalk jy swys vanmôre. As ons praat van fleshly in die Bybel, fleshly, beteken dit eintlik carnal-minded. Carnal-minded. Ek praat nie van hierdie wat ek nou druk hierso, my vlees wat typ nie. Fleshly beteken carnal-minded. As jy na die oorspronklike teks gaan kyk, beteken daar die fleshly beteken heeltemal 'n ander woord as die vlees. Twee verskillende woorde. Waar ons vlees, die liggaam, die klem is wat ek nou verduidelik, die wat uiting gee aan die emosies en dit wat ons ontvang hier binne, is die carnal-minded person iemand wat vleeslike dinge bedink. Jy vul jou gedagtes met vleeslike dinge. Carnal-minded, jy vul jou gedagtes met vleeslike dinge. So hulle wat vleeslike Christene is hulle wat hulle gedagtes volg wat vleeslike dinge bedink. Want as jou gedagtes vleeslike dinge dink, dan raak dit jou siel aan, né? Jou siel leef oor na die vleeslike kant en jou gees kom so naby jou siel dat hulle een word, so jou gees kan nie uiting gee nie, jou siel gee uiting deur die liggaam. Ek sê nou miskien 'n mond vol, maar luister wat ek wil sê. Die vleeslike Christen is iemand wat sy siel en liggaam volg om te sondig en op te tree. Praat nie van vleeslike liggaam nie, dis die uitgang of klep wat gebruik word om te sondig in vlees. Man was changed from spirit ruled, in die tyd van Adam was changed from spirit ruled to soul ruled. Die begin. And from soul ruled to body ruled. So die gees was heeltemal dormant die gees gelê, toe die mens sondig in die begin. Innerlik sien jy dit, jy voel dit, luister mooi, innerlik sien jy dit wat jy bedink in jou gedagtes, jy sien dit. As jy daai sonde gedoen het meer as een keer, dan bly daai ding in jou gedagtes. As jy daaraan dink, dan sien jy dit wat jy gedoen het. Luister mooi wat pastoor sê vanmôre. Jy beleef daardie situasie. Luister mooi. Jy ervaar daai selfde situasie in jou gedagtes. Alles in die sielgedeelte wat nou oorleef na die liggaam toe. Met ander woorde, as jy daai sonde gedoen het en jy dink daaraan, gaan al daai dinge deur die emosies, en wanneer deur daai emosies gaan, dan sê daardie emosies van jou liggaam, kom ons doen dit, lig ons ekstreem staan, kom ons doen dit. En wanneer jy dit oorleef so, en jy doen dit, dan sondig jy. Jy moet al stop, want dit nie boos. Jy voel dit, jy sien dit heel eerste. Dit pastoor het gepraat oor die kleerkat visie wat jy moet hê. Dis kleerkat in jou gedagte, moet nie verstaan, dis nie so nie. Jy voel dit wat deur jy gegaan het, wat jy deurgemaak het toe jy gesondig het. Daai gevoel wat jy ervaar het. Jy beleef dit. Jy ervaar dit. Alles in die sielgedeelte wat nou oorleef na die liggaam saam met gedagtes sê, kom ons doen dit. Jou gevaar is dat jy klaar die prentjie jou gees as mens gevorm het. Ons sien die begin van wat boek van Genesis, God het gesien, beplan, gevoel en gespreek. En dit het ontstaan. Ons het gesien, beplan, gevoel en gedoen. Dan op die stad vanmôre wat pastoor wil sê. Lees Judas die 19de vers. Judas die 19de vers. Lees dit. Dan lees jy Numeri 16 vers 22. En dan lees jy Hosea 11 vers 7. Jy sê dis die siel wat sondig.
Hoe deel ons met die carnal mind? Die een persoon wat vanmôre hier sit, kan sê, dit het nooit my gebeur nie. Dan is jy smart, dan is jy 'n baie goeie kind van die Here. Wat toegegee het in die carnal mind. Die een kan sê, dit het nooit my gebeur nie. Alles op jou pad het jou pad langs jy het geval en hy struik. Dis niks, ons kan bely, maar dit kos iemand om op te staan en weer te doen nie. Want doen jy het oor en oor, noem hulle dit moedswillige sondes. Daar was die Here help my om moedswillige sondes te doen nie. Carnal mind. Hoe deel ons met ons carnal mind? Die heel eerste belangrike punt is, en jy moet mooi luister wat Paulus sê, onderstreep in rooi, onderstreep in baie helder, die heel eerste ding is wat jy moet doen, is moet nie die carnal mind voer of voed nie. Moet nie jou carnal mind voer of voed nie. Kom ek probeer verduidelik. As jy probleme het in jou gedagtes, maak nou nie saak wat dit mag wees, jy gaan alles anders. As jy probleme het met jou gedagtes, moet jy voor die TV gaan sit en aan dinge kyk nie. As jy probleme het met jou gedagtes, moenie enige ding lees nie. Moenie rondspeel op jou foon nie. Want die duiwel weet wat jou swakpunt is, en enige van die tyd gaan daai ding oppop daar, en dan gaan jou vang, en dan voer jy daardie ding, in plaas dat jy 'n hongerstryk vat en sê, nou gaan ek 'n hongerstryk vat. Verstaan? Moet nie, as jy drankprobleme het, moet jy by iemand gaan sit, wat drink nie. Dink ek my baie snaaks aan vanmôre. Ek praat van ondervinding. Moet nie deelneem aan dinge nie. As mense by die werkspartytjie vir jou gee en hulle gaan drink daar, so ek baie gaan net inloer en dan vat ek pad. Ek gaan nie daar sit tussen julle terwyl jy dink ek gaan dit nie doen nie, want jy weet wat jou swakpunt is. Jou sterkpunt in jou lewe wat jy gehad het sonder is jou swakpunt as geestelike mens. Ek gaan dit nie doen nie. Belangrik, moet nie die carnal mind voer nie. Wat gebeur as jy hom nie voer of voed nie? Een of ander tyd moet hy doodgaan. Sê saam met my. Tweedens, op daar. Moet nie die gedagte koester nie. Deel met dit. 2 Korintiërs 10:5, die B-gedeelte sê, ons moet elke gedagte gevangen neem tot gehoorsaamheid aan Christus. As die gedagte, en dit werk van buite af, luister pastoor, hy werk van buite af. Here werk van binne af. As daai gedagte kom, en ek klop nie met die skrif, die skry hom af. Weet ek gedoen in die begin, vandag nog steeds, as daai gedagte kom, begin ek sommer koortjies sing. Ek neutraliseer daai ding, ek bring die antigif en ek stem uit. Ek wil nie aan dink, ek wil dit nie my gedagtes hê nie. So moet die gedagte nie koester nie. Derdens, vul jou gedagtes met die woord. Filippense 4:8 sê verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik en loflik is, watter deeg en watter lof daar mag wees, bedink hierdie dinge. Moenie dink aan die ouetjie wat jy by die gym gesien het nie. Moenie dink aan die vroukie wat so mooi gedres was by die gym nie. Kom nou mense, gooi nou klip en ek trek iemand. Moenie dink aan daai nie. Moenie mooi dink aan daai wat jy gesien het nie. Moenie daaraan dink nie. Bedink dit wat regverdig is, rein is, lieflik is en loflik is. Bedink daardie dinge van jou gedagtes met dit.
Belangrik. So eerste, moet dit nie voer nie. Tweedens, moet dit nie koester nie. Derdens, van jou gedagtes vir die woord. Vierdens, memoriseer die skrif. Wat kort skrifgedeeltes en memoriseer. Kom mense, almal van ons was in die skool. Ons moes so leer om ons eksamens deur te kom, die ding hier bo te kry. Memoriseer die skrif, kort gedeeltes, memoriseer dit. Ek sê dit elke dag van my lewe as ek bid, sê ek alles op wat ek gememoriseer het ver. Ek sê dit op, ek sê dit op, ek sê dit op, ek sê dit op. Kry kort gedeeltes. Vanaand beloftes uit die woord, wat baie goed is. En dan die 5de en die laaste een, hou aan bid. En word nie moedeloos nie. Gebed is die sleutel. Jy kan nooit verloor as jy aanhou bid nie. Never. Never, 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 never. Bid as jy in die stort is. Bid as jy in die besig is om wasgoed te was. Bid as jy gras sny. Bid as jy skollegoed was. Maak jy saak, jy bly in kontak met hulle. Hulle vra vir Catherine Poole hoeveel ure bid sy dag, sê ek bid nie soveel ure dag nie. Ek is heeldag in kontak met hom. Bly in kontak met hom reg deur die dag. By jou werk, bly in kontak met hom. Vol jou gedagtes by die woord, klein skrifgedeeltes, sê dit hardop. As jy kan nie skryf in 'n klein kaartjie, draai dit in jou sak, jy het dalk gemaak het. Ek het in my sak gedra, haal ek kaartjie toe, lees ek dit hardop so terug. Al die beloftes wat neergeskryf, tot ek dit later kon memoriseer, en vol jou gedagtes met dit. Nie dat jy my uitgelos nie. Nie dat jy my uitgelos nie. Wat sê die Bybel? Hy het vir Jesus 'n kort tydjie laat staan. 'n Kort tydjie laat staan na die versoeking, toe sê weer terug. Kyk, ek het nog nooit my lewe so stappend teëgekom nie. Hy stappend, hy is meer as stappend. Hy kan die pak slaan en hy soveel top uit, as hy uitstap daar, maar kom hy volgende keer weer terug van pak slaan. Vir 'n kort tydjie toe laat staan, so ons moet weet, al doen jy al die ding wat ek vir jou gesê het hier, dit is nie, jy gaan vry wees van dit nie. Hy gaan weer 'n keer kom. En weer 'n keer kom. En weer 'n keer kom. Jesus het op telke male weer staan met die woord. As die woord in skrif het, dan vlug hy. As die woord in skrif het, dan hardloop hy. Hy soek die mense wat in die woord bly, soek die sulke mense naby hom nie. En baie keer draai my se bak, kom hy maar weer terug. Doen daardie dinge. Elke dag van jou lewe. Pas dit toe. Dat die regte dinge deur die uitgang van die vlees kom. Prys die Here, prys hom, steek jou hande op, dans vir hom. Quoteer die skrif, wat ook al jy wil gebruik het jou vlees iets anderster. Amen. Dan volgende week gaan ons aan, ek weet nog nie, maar ek dink ek is ver van klaar af. So dag nog 'n paar boodskappe, kom ons nog by die gedagtes nog uitkom wat baie belangrik is en baie interessant is. So, kry die dienste, ek stuur dit vir julle, deel almal skryf by die dien. Stuur dit van jou vooraf deel na iemand anders toe. Daar's mense wat dieselfde probleme het as wat ons ondervind en wat sukkel met al daai dinge. Stuur dit vir hulle, sê hoor jy luister nie aan. Deel een wat ons doen, deel twee wat ons gedoen het, en dan daarna kan luister. En kom staan op, ek skap ons alle vir Jesus vanmôre. Kom. Ons is dankie vir hom. Dan wil ek hier met die hande vat van die mense langs jou, vat elkeen daai hand van die persoon langs jou. As ons vanmôre bid, sommer oor die paadjies is ook reg. Ook reg. Ek dink voor ons speel, Louis wat daar, en ek verkus aan die hand van die son. Vader, dis my boeties en sissies wat vanmôre hier voor my staan. Dis mense wat U liefhet. Dis mense wat die pad saam met U wil stap. Ons weet vanmôre wie ons vyand is. Ons weet wie ons vyand is.
Hy sal enigiets probeer om ons van koers af te kry, hy sal enigiets probeer om ons pas te versteur, hy sal enigiets probeer. En Here, as U ons nie help deur die Heilige Gees, sal ons dit nie maak nie. Daarom sê ons vanmôre vir U, ons het U nodig. Ons het U nodig as ons gaan slaap, ons het U nodig as ons opstaan, ons het U nodig as ons dagtake begin. Dat ons 'n beter kind van die Here sal wees. 'n beter man van my vrou, 'n beter vrou van my man. 'n beter pa of ma van my kinders. 'n beter ouma en oupa van my kleinkinders. Here, 'n beter leier van die gemeente. Dis wat vir ons soek. En daarom bid ons vanmôre dat U ons sal help. Here, ons is mense, die Bybel sê ons daar van hierdie oor gepraat, ons is stof. Van stof as jy gemaak van stof weer terugkeer. En dan gaan ons sê, Dawid, ons is soos mis wat voor die son verdwyn. Dis wie ons is, maar ek weet ook, ons is kinders van die Here. Ons is konings en priesters in die oë. En daarom bid ek vanmôre dat U ons sal help om by pad te bly. Here, dat hierdie woord lewend sal bly in elkeen se hart. Dat hulle nie, al moet hulle nie goeie nagrus hê vanaand nie, oor die dinge te dink nie, maar doen dit. Dat dit ingang sal vind in elkeen se hart. Here, dat elkeen besigheid met U sal meer hierna. En weet ons het 'n werk om te doen. My vyand te weerstaan, die Bybel sê onderwerp jou God, want wil ek doen eers wat die Here vir my sê. Dan weerstaan ek die duiwel, hy sal van my wegvlug. Dis wat die Bybel sê. Doen die dinge van God. Ons doen wat U sê ons moet doen, wil ons doen, Here. En ek dank U vanmôre dat U met ons deel, en dank U vanmôre dat U ons help. Dat ons nee kan sê vir versoekings. Dit wat voor ons kom, dat ons wil so sterk sal wees, wat is, hy is sterk. Dat ons nee kan sê vir sonde, nie kan sê vir versoekings van ons pad langs kom. Ons weier en ja kan sê, vir dit wat God van ons verwag. Dat ons siel sal oorleef na die geesteskant, nie aan die vleeslike kant nie. Dat ons geestelike kinders van die Here sal wees, in plaas van as vleeslike kinders van die Here. Dankie vanmôre dat U ons help, en ons prys en ons loof U daarvoor, en al die kinders van die Here sê, Amen en Amen. Ons sê dankie vir Jesus.